Die Arend deel 3. Nou, wat 'n mens dink oor 'n arend is nie belangrik nie, maar wel wat God by ons wil tuisbring oor 'n arend en ons wil leer hoe om ons geestelike lewe in te rig om te lewe soos 'n arend. Dis hoekom die Bybel daar in Job vir ons sê, kyk na die diere, dat hulle jou leer en julle vertel hoe om te lewe. Die arend is baie streng met sy eie lewe as ook met sy kleintjies. Soos gesê, hierdie majestueuse voël word gebruik om diep geestelike betekenisse oor te dra, soos God se krag en beskerming oor 'n volk, maar ook oor jou en my, en mag vandag se gedeelte vir jou tot seën wees. Die arend het geestelike gedagtes en geestelike betekenisse in die lewens van gelowiges. Of jy dit nou wil glo of nie, dit is so, want God sê so. En God praat op 'n hele paar plekke in die Bybel oor die arend. En vandag trek ons by arende nommer 3. Maak tyd vir die Here. Gaan na jou binnekamer, het ons laas gesê. Gooi al jou laste van jou af en wag op die Here vir nuwe krag. Die geloof vir hervorming en nuutmaak van jou siel. Ou Dawid vergelyk God se nuutmaak van sy lewe met die van 'n arend, hoor ek daar in Psalm 103 vers 5. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Ja, en ook ou Jesaja wat sê, in Jesaja 40:31, daar staan, wie op die Here wag, wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere, soos arende. Hulle hardloop, maar hulle raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar hulle word nie moeg nie. Nou, die arend leer sy kykens vlieg op 'n merkwaardige manier. En so wil God ons ook leer vlieg en bokant ons probleme uitstyg. Arende bou hulle neste op hoë kranse en berge, waar niemand hulle kleintjies sal vang nie, maar slange wel. Slange kon daar kom by hierdie neste van die arend. Net so kan die duiwel by ons kom. Die duiwel het mag en hy kyk. Wie kyk? Waar is God? Waar is sy kinders? Ja, God kyk, waar is sy kinders, nê? Nou, die arend sien die slang en God sien die ou duiwel. 'n Slang het 'n ver pad opgekom na die nes en hy is honger. Die slang sien die arend. Die duiwel sien sy kinders in die kerk, want dit is op wie hy konsentreer. Die duiwel lig sy kop om te pik, maar voor hy nog kan pik, het die arend die slang al 6 of 7 keer gebyt, en die slang dop om, dood, mors dood. Arende gebruik takke, ja, ook doringtakke, en dit is wat God ook doen. In ons Christene se lewe gebruik hy takke, maar ook doringtakke wat belangrik is. Hy gebruik vere en ander sagte materiaal. Dis nou die arend om hulle neste te bou. So 'n nes kan baie maklik tot 1 ton weeg. Op 'n stadium, as hierdie klein arendbabas reg is, kom die ma en die pa arend op 'n stadium en begin al die sagte vere uit die nes te gooi. En net so begin die Here om die sagte vere uit ons geestelike neste te gooi. Hy wil hê ons moet opgroei na hom toe. Ja, die arend trek die sagte vere uit onder die kuikens, sodat slegs die doringtakke en die nes oorbly. Dit maak dit vir die kuikens baie ongemaklik om in die nes te wees met hierdie klomp doringtakke wat nou opnuut hier onder die sagte vere was. Hulle wil uit, maar is bang om die eerste keer te probeer vlieg. Dit is net soos 'n opgroeiende Christen wat bang is om die eerste stap in geloof te neem. Te sien, dis hoe hoogtes in die baba arend ook bang, al weet hy,
Hy het vlerke. Ons weet ons het geestelike vlerke en ons kan opvlieg na hoër hoogtes, maar ons is bang om God in geloof te glo. Nou, die mannetjie arend stoot die kuiken uit die nes uit. Die kuiken val letterlik uit die nes uit. En hy's nie baie beïndruk met dit nie. Hy's nie baie beïndruk omdat sy pa hom uit die nes uitgeskop het nie. En dan begin hy te fladder en sy vlerke klap en hy probeer om te vlieg. Die mannetjie arend sweef dan onder die kuiken in en hy lig hom op en hy gaan sit hom terug in die nes. En hierdie proses word herhaal. Dit word herhaal tot die kuiken self kan vlieg. En net so weet God om ons, sy kinders, ook uit ons gemaksone te stoot. En dis wat God met sy volk Israel gedoen het. Toe hy sien, hulle wil nie vlieg nie, daar in Deuteronomium 32 lees ons daarvan. Hulle wil nie hulle gemaksone verlaat nie. Hulle wil eerder in ander gode, afgode glo en die afgode aanbid, want hulle dink God sien hulle nie raak nie. Die kuiken kan nie vinniger val as wat die mannetjie arend kan afduik om hom weer met sy vlerke te vang nie. En ek dink dit is hoekom die wyfie in die vorige gedeelte van nommer 2 takkies gevat het en dit af aarde toe laat val het om te sien of die mannetjie dit kan vang. Dan weet sy, hy kan die kuikens vang as hulle uit die nes uitgeskop word. Ja, die kuiken kan nie vinniger val as wat die mannetjie kan afduik om hom weer met sy vlerke te kan vang nie en hom dan terug te bring na die nes toe. Net so kan 'n Christen nie vinniger val as wat God hom in genade vang en weer optel nie. En dis presies wat ek hoor hoe God sy volk gelei het. Ek hoor daar in Deuteronomium 32. Dit is wat God gesê het. Ja, so het die Here sy volk ook gelei. Hoor ons daar in Deuteronomium 32. Soos ons geestelik groei, neem die Here ons deur baie prosesse en baie ander prosesse soos die arendproses wat sy kleintjies uit die nes uitskop. Ons verstaan nie altyd nie en dit is nie altyd vir ons maklik nie, maar ons hemelse Vader sal ons nooit, maar nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word of bo ons vermoëns beproef word nie. So ver as wat ons val, is hy die Here God onder ons en tel hy ons weer op. Ja, die Here gaan ons dra. Ons gaan nooit so vinnig val dat die Here onder ons kan inkom nie. Nooit nie. Hierdie gedeelte het vir my persoonlik iets geleer. Nommer 1. Die kuikens in die nes het elke dag vars voedsel van hulle ouers ontvang soos ons teen die tyd alreeds weet. Nommer 2. Net so moet ons Christene elke dag vars geestelike voedsel inneem en dit eet, sodat dit in ons binneste, in ons hart verteer kan word. Nommer 3. Gebruik die storms wat oor jou lewe kom en jou so onverwags oorval, dit wat jy nie gevra het nie. Hulle kom so ongevraag in. Gebruik die winde van die lewe om jou na hoër hoogtes te voer en nader aan God te bring. Nommer 3. Ken jou God gegewe grondgebied, ja, en leefterrein en neem verantwoordelikheid daarvoor. Nommer 4. Spandeer tyd om seker te maak jy lewe in reinheid voor die Vader. Nie net op 'n Sondagoggend 9:00 tot 10:00 in 'n erediens nie, elke dag. Elke dag. Nommer 5. Vlug na God toe eerder as om te veg teen jou probleme en jou bekommernisse en jou hartseer. Bly betrou aan jou lewensmaat, sê die woord. En dan nommer 6, raak stil voor God. Laat toe dat hy jou vernuwe deur sy gees en so jou kragte hernie
En wees dankbaar vir die proses waarmee God jou wil lei na geestelike volwassenheid. Tot sover. Met my hande omhoog, met my mond sal ek loop, uit my hart sal ek sing, 'n lof vol verbring aan my Jesus wat leef, aan my Vader wat geef, uit my hart sal ek sing, 'n lof vol verbring. Met my hande omhoog, met my mond sal ek loop, uit my hart sal ek sing.